Het jy geweet dat weggesteek in die Ou Testament dit byna is daar gesê word dat die naam van die komende Joodse Messias Jesus Christus sou wees? Dis nogal verstommend. Eerstens praat die Ou Testament van 'n afstammeling van koning Dawid wat die spruit in die Engels die tak genoem sou word. Soos byvoorbeeld in Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar spreek die Here dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit tak sal verwek en hy sal as koning regeer en voorspoedig wees en reg en geregtigheid doen in die land. As Dawid die boom is, dan is die spruit sy afstammeling. Dit klink eenvoudig genoeg, nie waar nie? Maar die volgende vers sê iets buitensgewoon. Dit sê dat in die dae van hierdie spruit tak Juda gered sal word en Israel veilig sal woon, en dan volg die woorde, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here, ons geregtigheid. Jeremia 23 vers 6. Dink 'n oomblik daaroor. Dit beteken dat die afstammeling van Dawid 'n gelyk mens en God sou wees. 'n Godmens wat self geregtigheid word. Ja, ons geregtigheid. Dit is 'n pragtige beeld van die evangelie. God het mens geword, het op Golgotha gesterwe, het weer opgestaan en deur geloof, omdat hy in ons plek gestraf is en opgestaan het, kan sy geregtigheid ons eie word. Maar die verhaal eindig nie daar nie. En dis hier waar dit regtig besonder raak. Is jy daarvoor? In Sagaria 6 lees ons weer van die tak. In Sagaria 6 ontmoet ons twee manne, Zerubabel en Joshua. Zerubabel was die regmatige afstammeling van koning Dawid. Jy onthou, in daardie tyd was daar geen konings meer in Juda of Israel nie. Die noordelike ryk was deur Assirië in ballingskap weggevoer en die suidelike ryk deur Babylon. Tog was die afstammelinge van die konings nog daar. Mense soos Zerubabel. Langsom staan Joshua, die hoëpriester. Zerubabel was 'n afstammeling van Jegonja, ook genoem iets soos die laaste koning van Juda wat kinders gehad het wat oorleef het. Hierdie detail is belangrik want die laaste koning Sedekia se seuns is almal deur Nebukadnesar, koning van Babylon, doodgemaak. Die koninklike lyn kon dus deur Jegonja voortgaan omdat hy wel kinders gehad het. Na die Babyloniese ballingskap het Zerubabel saam met die oorblyfsel van Israel teruggekeer om die tempel te herbou. Later sou hy 'n voorvader van Jesus wees, sy groot-groot-oupa volgens Matteus 1:12-16. sien jy die stukke begin inpas? Nou is by die deel wat my elke keer weer verstom. Met Zerubabel teenwoordig gee God in Sagaria 6 'n opdrag wat niemand sou verwag nie. Hy beveel dat Joshua, die hoëpriester wat nie 'n afstammeling van Dawid is nie, gekroon moet word. Luister na die woorde. Neem silwer en goud en maak krone en sit dit op die hoof van Joshua, die seun van Josedek, die hoëpriester. En spreek tot hom en sê, kyk, die man wie se naam is die spruit tak. Wag 'n bietjie, het jy dit raak gesien? Is die spruit tak volgens Jeremia nie die Messias nie, die afstammeling van Dawid, die Here ons geregtigheid, en tog die spruit hier met 'n Levitiese priester verbind. En lees verder, en hy sal uitspruit uit sy plek, en hy sal die tempel van die Here bou, en hy sal 'n priester wees op sy troon. Skielik sien ons iets ongehoord, 'n koning wat ook 'n priester is. Dit is opvallend. Van konings uit Juda het uit Juda gekom in die suidelike, en priesters uit Levi, en die twee ampte is nooit verenig in Juda. Wat gebeur dan hier? Hier is die sleutel. Joshua bly nie op die troon nie. Die krone wat op sy hoof gesit is simbolies. Sagaria 6 vers 14 sê vir ons dat die krone in die tempel geplaas is as 'n gedenkteken, en Joshua word beveel om af te tree. Hy is dus nie die koning nie, hy is 'n teken, 'n heenwysing na die komende spruit, die ware afstammeling van Dawid. En hierdie simboliek is merkwaardig om verskeie redes. Eerstens wys dit op 'n priester, koning, presies wat Jesus sou wees. Hy bring die twee ampte saam. Tweedens sou hierdie spruit die tempel bou. Jesus self het gesê, breek die tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Johannes verduidelik dat hy van die tempel van sy liggaam gepraat het, Johannes 2 vers 9 en 21. En derdens, en dit is die kern van alles, die man wat God gekies het om hierdie afstammeling van Dawid, hierdie Here ons geregtigheid te simboliseer, het die naam Joshua gedra. En Joshua is bloot die Hebreëse naam vir Jesus in die Nuwe Testament.
toeval? Skaars moontlik, honderde jare voor Jesus. Die Bybel getuig in die Ou Testament dat daar 'n afstammeling van Dawid sou kom. 'n man wat genoem sou word die Here ons geregtigheid, wat die tempel sou bou en as 'n priester koning sou regeer. Hy word in die Ou Testament gesimboliseer deur 'n man wat die naam Jesus, Joshua, en sy geslagslyn deur Zerubbabel. Eerlikwaar kan kwaadlik duideliker wees as dit.